Kom ons begin by wat dink julle van al hierdie nuwe karre en hoe hulle actually werk in 'n race weekend. Ons begin daar. Shaw en Russell in die race. Ek ken was net goed genoeg om te weet, ek sal nou altyd die argument voer van die kant waar hy nie gevoer word, nie. Maar tot 'n punt gekom waar Max net nie dit kon deurtrek. Maar dit klink asof die kar 'n ekstra 100 kilowatt ingeskop het op die draai. Goeienaand al die 5 ligte kykers. Boy, ons is bietjie online vanaand. Ja, lekker man. Wat sê julle? Baie om te gesels, nee. Ja, Ja, ek dink, kom ons begin by wat dink julle van al hierdie nuwe karre en hoe hulle actually werk in 'n race weekend. Ons begin daar. nee dankie. Ek Jy van die rails sien. nee. Werk nie vir my nie. Weet jy, ek gaan vir jou eerlik wees, dit was my baie opvallend, of dit is my aaklig om 'n onboard te sien, waar ou in 'n stryd afjaag, en dan ewe skielik lyk hy of soos wat ek gelyk het, in die begin sim racing doen het, dat jy begin al rem 5 km voor die draai om nie van die trek af te gaan nie. Want dit is daai engine jaag en dan ewe skielik, dan dood hy amper. En goed, en dan die goed is vir my baie wispelturig. Ek dink ek het as jy reg onthou so 2-3 weke terug in een van ons episodes genoem, waar ek gesê het, weet jy, daar's te veel goed wat kan verkeerd gaan. En ek dink ons is nou, ons het dit gesien met Max, en ons het dit nogal in 'n redelike mate, dink ek, met Oscar ook gesien. En selfs, ek bedoel, daar het Nico uitgery, en hy het op die grid gestaan, en eerskielik stoot hulle sy kar weer terug pits toe. So van die Astons gaan ek nou nie eers praat nie. Ek dink hulle het ons eintlik maar verwag voor die tyd dat hulle gaan dit nie maak nie. Maar en selfs Hadjar wat vrek goed gelyk het, het eerskielik engine uitgebom. Please, nee. Maar ja, ek dink dit was interessant. Ek dink die hele energy deployment systeem, die oes wat hulle moet maak op 'n stryd. Ek meen, die grootste voorbeeld is Shaw en Russell in die race, waar ek meen, iemand het dit baie mooi uitgelig. Ek bedoel, die chicane wat flat out gevat word na daai backstride. Dis gewoonlik in die ou era drop jy 2 gears of 'n gear en of jy lift net en jy's deur. Nou, sacrifice ouens 'n bietjie spoed op die stryd, gaan deur die chicane, maar die ander ouens wat ry gebruik het, is dan paar batterye, al die pad af na daai derde laaste draai toe, en dan word hy opgevreet soos koekies op 'n uitverkoop. Of in die weeshuis, maar ja. Maar ja, nee, so Ja. dis hier, kyk, die spectacle was great, maar ek weet nie, Ras, wat is jou opinie? Ek bedoel, ja, okay, ek wil nou kom by wat dink jy van Buck, maar oor die algemeen, wat dink jy van die nuwe karre in 'n Grand Prix season? Of race of weekends, wat ek eerder sê. Ek ken was net goed genoeg om te weet, ek sal nou altyd die argument voer van die kant waar hy nie gevoer word, nee. So, okay, come on, let's address the elephant in the room. Okay, dis weird. Dis obviously is it weird, en is nie lekker nie. Ek dink as ons gaan kyk ook na die laptye hierdie jaar teenoor vorige jare, of even kwaliteite, dan die sport is nie vinniger nie. En dis nie asof laas jaar veilig was nie. En ek het nog altyd, ek het groot geword met die idee dat Formule 1 is die vinnigste motorsport op die planeet. Wel, eintlik die hardste sport in die wêreld, maar die vinnigste motorrace is formule op die planeet. En ons het reeds Formule E, so die push van
van die battery tech is weird, maar tot 'n mate ja, dit is seker ook die toekoms. Ek bedoel, niemand ry, daar's nie vandag nog 'n resies vir stoom engines byvoorbeeld, of perdekarre nie. Jy weet, ons perdrasies, maar daar's nie meer perdekar resies. So, die vraag is, hoe lank bly dit relevant, you know? Maar nou, wat ek sukkel om mee te deel is, dit is 'n frustrasie, veral hierdie dat die ouens begin krag verloor op 'n stryd. So, is 'n easy fix daarvan nie net om die battery groter te maak, dat jy net krag kan hê tot die einde van die stryd nie. Is dit nie 'n easy fix nie? As gestel hulle fix dit in daai opsig, sal dit beter wees. Vir my sal dit beter wees, want ek dink dis eintlik die enigste ding wat my regtig pla, is om te sien hoe ouens spoed en krag verloor op die einde van 'n stryd. Nou, wat ek wil sê is dat die ouens wat hierdie reël veranderinge maak, doen dit in vandag se day and age. Almal wat meeste ouens, hier's 'n nuwe topic of conversation, meeste ouens wat betrokke is by die FIA, jy weet, ek wil amper sê, weet wat hulle doen, maar nou weet ek julle gaan lag vir my. Maar ek bedoel, dis nie perske boere wat die reëls skryf nie. So, hulle moes tog geantisipeer het wat gaan gebeur. Hulle moes tog 'n simulation gerun het van wat gaan gebeur. Of hulle moet die deployment van die battery maak dat dit nie so vinnig of whatever. So, daar's 'n stukkie van my wat sê, do we trust the system? Moet hierdie goed uitgehash word? Hulle kan nie 'n major reël verandering maak mid-season nie, want jy weet, ouens het miljoene rande spandeer om hierdie kar te develop, so om dit nou te gaan terug verander na iets anders toe is 'n unfair advantage vir die ouens wat dit genail het. So ja, ek weet die drivers almal is ongelukkig daaroor. Wat ek wel kan sê is die naweek se resies, ten spyte van die reël frustrasies, was exciting. Ek bedoel, van die get-go af was so aksie, die 2 Ferraris en 2 Mercedes was op voor en agter, even in die midfield en agter was so 'n paar overtakes. So die spectacle van Formule 1 was nog steeds vol hype. Die technicalities van hoe die voertuie operate en wat jy hoor en sien as jy onboard kyk, dit is ietjie. Ek mis ten spyte so graag as wat ek wil, die ander kant van die argument voer, dit is nie lekker nie. So ja, moeilik, maar ja, ek dink ons moet dalk meer fokus net op die resies wat verby is. En miskien met ou iewerster net bietjie die reëls aanpak en veral as ons nou sien as daar, jy weet, verwikkelinge gaan wees. Maar ja, ek bedoel, ons almal sê dit altyd, geef ons baie veel en laat ons weer V12 sien, byvoorbeeld. Long live the ICE. Of course. En ja, my argument sou wees, maak die ICE eerder genoeg, hè? En die batteries. Ja. Maar anyway. En sit gegiste millies in die engine. Verstaan jy? Daar's 'n besigheid vir elke. Boys, Mercedes, duidelik baie vinnig. Hulle they lived up to the hype. Wat maak julle van George Russell en Kimi Antonelli se performances? Kan ek eers gaan? Ja, okay, go vir dit, Rassie. Julle weet mos, ek soek al lank rede om 'n bietjie agter Mercedes in te klim. Ek het so gehoop Carlos gaan sien toe. My inleiding tot hierdie antwoord is, nou dat Drive to Survive uit is en ons almal dit bietjie kon al begin kyk het, was dit vir my lekker om te hoor hoe Nico Rosberg ook na Kimi Antonelli verwys as a generational talent. Ek het dit baie geniet. Laat ek net 'n disclaimer, ek het nog altyd van George gehou van Williams daar af al, maar ek moet erken, hoe meer hy gesels, hoe meer ek van hom hoor, hoe meer ek hom hoor, hoe meer afstootlik is hy. Kyk, die ou is goed, en ek dink hy verdien sukses,
En miskien is dit nou maar een van die goed wat ons altyd sê, jy weet, vir 'n ou om goed te wees, jy hoef nie regtig van sy persoonlikheid te hou nie, maar as hy goed is hy goed. Nou, daar is ek die eerste ou wat die fout maak, want die groot rede hoekom ek van Carlos Sainz hou, is juist as gevolg van die ou se persoonlikheid. Die groot rede hoekom Arno van Lando Norris hou, is juist as gevolg van die ou se attitude, byvoorbeeld. Maar okay, ek het dit geniet om die vraag te antwoord. George was, ek bedoel, hy het alles perfek gedoen, het regtig 'n goeie reis gehad. Kimi Antonelli, weer 'n keer, as jy kyk na laaste seisoen, die ou het van die begin af gewys, hy is die Rookie of the Year, sommer vroeg in die seisoen al, het hy deur 'n slump gegaan, wat sê mense, wat gegaan, 'n slump? Ja. Slump gegaan, en ek dink die rookie fever of pressures het obviously ingekriep op hom. Ek dink Toto het hom brilliant gemanage, deur eerder pressure af te haal, en eerder, hoe sê op DTS, om, jy weet, sy arm om hom te sit, en net die ou bietjie meer comfortable te maak. Ek dink die Red Bull doen byvoorbeeld dit nie. Maar dit het gewerk met Kimi, die ouetjie is jonk en braaf, en ek dink dit is brilliant. Ek dink dit is brilliant vir Mercedes, ek dink dit is brilliant vir die sport. So ek dink hulle het baie goed gedoen. In fact, ek dink hulle is 'n bietjie lucky. Ek sou graag wou gesien dat Ferrari nie 'n strategy fout maak nie, want ek dink dit sou nog steeds close gewees het, en ek dink ons sou dalk nog meer aksie gesien het. Maar ek dink hulle het goed gedoen, en ek gun hulle die sukses. It's been a while, it's been long enough. Daar's baie Mercedes fans daar buite wat nog aanhang uit die Lewis era uit, net soos Man United fans daar buite sit en suffer nog al die jare. So, ja, as jy anders bietjie sukses optel, so vroeg in die seisoen, en die hele span en die fabriek en almal motiveer, dink ek is ons in vir 'n goeie seisoen. Dit beteken nie, ek dink hulle gaan noodwendig alles wen nie. Ek sal seker dan 'n bietjie chat oor Ferrari en Red Bull. Ja, ek, gaan jy, Kali? Rasie, ek wil jou eers gevra, het jy daai smiletjie van Toto gelike? Ja, ek het vir Toto uit die aard van so baie geniet in die naweek. Kyk, dis geen geheim nie, ten spyte daarvan dat ek dink Stella is goud, en ten spyte daarvan dat ek nog altyd van nou Christian Horner ook gehou het, en James Wells met sy spreadsheet, is Toto mos maar altyd my favorite team principal gewees. So nee, dit was wonderlik. Dit was 'n lekker naweek om te kyk. Ek het myself gekry op 'n stadium wat ek vir Mercedes meer geroot het as vir Ferrari, wat eintlik ongewoon is, want ek hou eintlik meer van Charles as wat ek van Mercedes hou, byvoorbeeld. So dit was scary om te sien hoe ek dit geniet het. Klink lekker. So ek met my. Ja, ek moet, jy kan nie dit ontken nie. Mercedes het definitief iets reg gedoen met hulle ontwikkeling van hulle motor. Wettig of onwettig, maar ek wil jou vinnig onderbreek. Dis wat jy nou sê, nee, Kali, ek het nogals gewonder daaroor, want Mercedes, in terme van 'n general, vehicle production, so hybrid / battery tech is baie goed en baie gevorder. Hulle maak 'n klomp, liewe T, jy hoor wat ek sê. Ja, ek hoor heeltemal wat jy sê. Ja, so jy maak eintlik 'n goeie punt. Ek wonder hoe baie het hulle van daai historic data en development ingetrek, Wel, ek moet sê, as jy kyk na hoe hulle gedoen het die naweek, ek bedoel die kar lyk regtig goed. Ek dink Lois is dalk spyt uitgeskuif, as hy daai kar so kyk. Maar ek het gehou daarvan om te sien die jy sou bly gewees het. Maar ek dink ongeag nou of ons nou hou van die bestuurders of nie, ek dink dit was 'n goeie beklei tot en met, ek wil nie nou al oor Ferrari begin praat oor die Mercedes, maar tot die strategie so 'n rooi span in die steek gelaat het. Maar dit was lekker om te sien hoe hulle daar aan die voorkant die hele tyd mekaar kan verbygaan. Nou, daar is ook so 'n bietjie kontroversie rondom dit, want dit is die een ou se battery is leeg, en dan die ander ou se battery vol, dan gaan hy verby, en dan vice versa.
So dit was maar daai konsep gewees, maar as ons nou buiten dit gaan kyk, ek wil amper sê, en jy gaan kyk net na die skoon, ek wil amper sê, geveg tussen die twee, dit was lekker om te sien, dat Kimi het lekker opgekom, hy het in die geveg op die tweede ry begin, en selfs met Loos wat daar aan die agterkant ook ingekom het op die ou end wat saam beklei het, en het actually 'n geveg gemaak het. Ja, ek dink dat jy is sommer reg, Kali. Ek dink Mercedes was vir my vinnig, maar hulle was nie vir my so ver voor die Ferrari. Ja, in die race, ja, I agree. Verseker, qualify het Mercedes iets Ferrari het goeie race pace en ek dink hulle trek het al van laas jaar af deur, net die manier wat hulle byvoorbeeld hulle tyres laas jaar kon nurture. Sure het hulle deur getrek hierdie jaar toe, want hulle het baie meer race pace gehad. Wat die vraag is, gaan hulle nie dalk daai karre nog bietjie develop spesifiek vir qualies, you know? Ja, ek dink daar's baie ruimte daarvoor en ek dink dit is in die pipeline ras. Ek dink om nog steeds jou kar easy ding is die start. Jy weet wat totally chaos was en die Ferraris is rockets. Jy weet, ek bedoel, hier kom Hadjar, Charles druk homself deur, vind homself vir George en ja, ek dink weer eens begin punt nummer 1, Ferrari het 'n goeie kar. Goeie baseline, hy's reliable, werk, goeie aerodynamics. Ek hou van die konsep van 'n kleiner turbo met vinniger harvesting energy. Ek dink die konsep werk vir hulle. Ek dink lekker 'n bietjie op die merk. Ek weet nie, dit is hoekom ek uitsien na China, want dit gaan vir ons baie meer leveler wees, want hierdie is want Australië is 'n uitkleer. So in my opinie is Ferrari definitief daar. Is goed om Hamilton te sien bietjie nader aan Charles wees vir die Spaanse ondalwe, nie vir my ondalwe nie. En dan jy weet ook ek dink Charles kon die reis gewen het, to be honest with you. Ek dink as hulle die karre gedouble stack het in die eerste pitstop sou dit gewerk het, of 'n split strategy gedoen het. Ja. Maar ek bly ook vir almal sê wat dink, wat almal vra my dit elke keer weet wat dink 'n ou van Ferrari se strategie. Ja, ek het nie gestry met die eerste keer dat hulle uitbly. Okay? Ek dink die ouens wat agtertoer begin het soos Max het moes een van die bande, een van die compounds uit die pad uitkry. Okay? Ferrari kan nog uitgebly het met hulle pace gehad. Waar het regtig hulle geskroef het is toe Bottas daai retirement het en dit by die pitlane entry toe ry hulle verby. Ja. En net toe hulle verby ry toe sê die FIA pitlane entry closed. So dis wat Ferrari dit gemis en weer eens strategie het hulle gemis daarso. En ek dink dit kon dalk vir hulle 'n baie beter geleentheid gegee het om die lead te hou. Ek dink die Mercedes is soveel vinniger as Ferrari nie. Ek dink dit gaan wissel van baan tot baan as ek die ding so kyk. En moenie vir Red Bull afskryf nie. Ek dink, jy weet, as ou vinnig oor Red Bull kan praat, ek bedoel Max se battery besluit lock, qualifying, crash, kom deur van P20 af P6, hy word driver of the day gebruik, Hadjar qualify, freaking hardloop derde op 'n stadium, brilliant racing, toe kom die French attitude net weer deur vir retire.
So ek dink Red Bull is ook nie 'n stadige motor nie. Ek dink hulle Nee. definitief alles wat dit het om 'n goeie kar te hê en ek dink Racing Bulls back dit op. Ja. Ek dink die teleurstelling vir die naweek verby is McLaren. Piastri Ja. het crash op pad wat op pit toe, dan vir grid toe. Ja, nee. En Lando was heeltyd 4-10 stadiger as Piastri Ek wil net sê, Oscar het sy nommer gehad die hele naweek. en Lando was heeltyd weg van die voorstes af. En ons het regtig gedink McLaren gaan voorhardloop. So ja, ek weet nie van julle boys nie, maar dit is behalwe vir Aston Martin een van die grootste teleurstellings van die naweek vir my. Nee, ek stem 100% saam. McLaren het my teleurgestel. Ek het baie meer verwag. Ek het aan die een kant eintlik gewonder of hulle nie dalk 'n paar goedjies wegsteek in die toetsloppies nie. En in die free practice het hulle het Oscar glad nie sleg gelyk nie. Ek bedoel hy FP2 het hy eerste geëindig. So hy het definitief gelyk asof hy potensiaal het om daar te kom. Lando was, ek wil amper sê nowhere. Lando het my eintlik gelyk asof hy heeltemal sukkel. Hy kom nie reg met dit nie. Hy het net totaal al sy wiele afgekom, letterlik. Ja, baie waar. Yes, Ras? Nee, ek het onthou, ek het vir hulle ietsie ingepak. En nou het ons so gesels nou, veral net ons oor die reels gesels, dus onthou ek maar, een van my words of wisdom so vanaand vir julle is in die lig van hierdie downshifting, recharging of batteries, wil ek sê, every downshift is a conversation with the engine's heart. Dink daaroor. Lekker. Which leads to an upshift. Nou, net voor ons die game verder vat, ouens, ek wil net gou-gou nuwe oor 'n battery, anders gaan ek dit mis. Terwyl ek al dit doen, kom ek bederf jou slang met nog een my maat. En hierdie is nou iets wat Max Verstappen sou gesê het, is the limit exists only for those who are afraid to find it. Okay. So if my mom had balls. You wouldn't find it. Maar ja, so ja, weet wat as 'n ou prater McLaren, jy weet ek kon ook nie verstaan hoe het Lando voor Max gebly in die laaste gedeelte van die reis. Want daai wat Lando het P5 geëindig. So daar was 'n gedeelte waar en Pietie van TikTok het op ons TikTok channel hierdie vraag gevra. En Pietie het gevra, jy weet, hoekom kon Max nie verby Lando kom nie, want Max het geclose, maar tot 'n punt gekom waar Max net nie dit kon deurtrek, jy weet. En die probleem is ek het dit gewonder, is dit weer dirty air wat 'n rol speel hierso? Ek weet nie of het die Red Bull fout 'n issue gemanage. So 'n goeie vraag. Ons gaan ons na Red Bull toe, want voordat ek wil gou iets nog sê oor die McLaren. Ja. Goeie, jy kan die McLaren nie sê. Nee, al wat ek wil sê van McLaren is, ek bedoel, daar sit my superbroer vir Oscar en Paul, want die ouens by die huis en die McLaren's pre-season het goed gelyk en als.
En toe is hy soos 'n fly off wat in die tunnel afhardloop vir 'n stommerskuim en sy hamstring pull voordat hy nog op die veld kom. Binne in die tonneltjie. Callie, Callie, ek wil hoor wat het jy te kyk, Oscar is mos jou ou. Wat sê jy Oscar is my daar? ou. Ek was nogal baie teleurgestel daaroor, want ek het Sondag gou gereed gemaak en Want jy sê 'n piek verander het. Ek het en toe eers skielik toe ek uiteindelik nou kan aansit en voor die skermpie inskuif, toe sien ek maar die klong is glad nie eens meer op die grid nie. So ek het die oomblik gemis en ek het na die tyd gaan kyk en ek kon nie glo wat ek sien nie. En het ek al so 'n bietjie gaan lees en luister en goed gaan kyk wat sê hy. Nou Oscar self sê hy verontskuldig homself nie. Hy dink hy het nog steeds 'n groot aandeel daaraan. Maar dit klink asof die kar 'n ekstra 100 kilowatt ingeskop het op die draai. Wat hy in daai proses in was. So ek weet nie, dis vir my baie weird. Dis vir my 'n weird plek, dis vir my weird dat hy nie sê wie Nee, dit uitgewerk. Weet jy dit uitgewerk? Nee, hulle het blykbaar op die telemetriese goede wat hulle opgetel het, maar daar is een of ander iets wat uitgeskop Hy sê hy verontskuldig nie homself nie. Dis weird, want hy moes Ja, het hy dan per ongeluk 'n knoppie gedruk dan op wat dit laat gebeur het. Ek weet nie, ek kan nie presies agterkom nie, ek het Hy het seker die naas knoppie getoets, die naas battery getoets, soets. In 'n parking lot. Nie naas nie. Met Paul Walker. Ja, nee, maar naas kop net pale toe. Maar het was nie op reis nie, het was nie Matt en Tommy nie. Iemand het nog gepraat ook daarvan, toe sê hulle, maar hulle dink, as jy gaan kyk, dis 'n baie interessante ding. Ek weet, ek nog gesien, wat ook daaroor gepraat het in die week, wat ook dit baie vergelyk het met Max se situasie. Dat Max was meer sagte ware wat daar foutief gegaan het, maar daar's definitief iets in die motor wat veroorsaak het dat die ongeluk gebeur het. So dit is nie heeltemal skoon Oscar se fout nie. En die mense het actually gesê, eintlik is dit Oscar moes nie om verskoning gevra het en gesê dis sy fout nie, want dit lê eintlik, hy het dit probeer mooi praat vir namens McLaren. Must be the throttle then. Ja, so ek weet nie, ek gaan vir julle, dis wat ek gehoor het of gelees het, hoe realisties dit is, ek kan nie vir jou dit sê nie. Dit is interessant. Ja, maar daar is goed in die agterkant wat definitief daar is. Dis nie 'n skoon, ek wil amper sê Oscar fout nie. Voel ek beter oor die situasie? Nee. Ek voel hy kar die projek toe gery. Verstaan jy? So dit bly nog steeds vir my ek wil amper sê jy's op 'n lap wat jy net op pad grid toe is en jy crash daai kar uit dat daar amper niks van hom oorbly nie. So ek het hy gesê, ja, hy het bietjie aggressief uit hy curb uitgekom en sy tyres is nog koud gewees. En dan sê hy blykbaar, net voor dit was al blykbaar team radio wat hy gesê het, maar sy battery is heeltemal leeg, hy het niks batterykrag nie. En toe hy accelerate en upshift, toe kom ek wil amper sê daai recharge, kom as amper as vir die battery gebypass het en reguit gedeploy is apparently blykbaar. Obviously a spike in torque toe nou ook, en dan nou dit saam met die koue tires, so ja, klink my dis wat hulle sê. Dit klink vir my net asof McLaren meer padvoertuie moet verkoop. Moet hulle? Ek weet nie. Vat dit as Red Bull toe. Dit was maar 'n serie enetjie. Asseblief, kom ons vat dit. Isaac Hadjar het die second seat curse gebreek.
Ag, uiteindelik. Ek stem 100% saam met jou. En dit maar is hele- lekker. Ja, Maar inderdaad. is, Weet ek jy bedoel, wat? ek hoor, Want weet jy wat? wow. Die feit van die Maar ek saak is, praat hy het niks punte huis toe gebring nie. So, is hy nie nog Die steeds punt gecursed nie? die punt is, hy het gekwalify by Moose. Ja. Yuki, Agree. Lawson, en wie ook al daardeur Ek was. ook. So, buite Q3 geëindig. Hulle sou nie in Q3 gekom het. En hy het nie net Q3 gemaak nie. Hy het P3 gekwalify. That's unheard Ja, dis- of ja. vir die. Dis, So dit Ja, vir die tweede sit dis ek. al klaar 'n huge goeie begin. Ja, ek stem 100% saam en hy het goed gelyk, hy het heel naweek actually regtig goed gelyk. Hy was nooit onder die top 10 gewees nie. En ek bedoel dis iets wat ons definitief nie gesien het in daai tweede sitplek van Red Bull nie. Dit was my lekker om te sien. Daar's 'n ou wat actually in die top 10 kan eindig. Ons het dit al hoeveel keer gesê die afgelope paar jaar dat Max kort iemand wat in die tweede sitplek net ten minste, hy hoef nie vir Max te wen nie, want dit gaan moeilik wees, maar daar moet net iemand wees wat kan punte inbring, terwyl hy die groter punte inbring, maar net wat vir hom ondersteun. Ek bedoel op die laaste paar jaar het Max maar eintlik het al die punte vir Red Bull in 'n seisoen ingebring. Dis presies dit. En maar wat dink julle van Agile se race-start? hy was 'n baie goeie race-start. Ek dink Charles was dit beter. Ek dink dit was beter as die Mercedes se weggekom. Maar Kyk, Mercedes. Wat interessant is, en ek wonder met hoeveel ander ouens het dit gebeur, want blykbaar het met Max en met Isaac Hadjar gebeur dat O die ja, formation labs het hulle so baie battery gebruik om hulle tyres meer efficiently op te warm, dat die tyd wat hulle gaan aanlei het om te skiet, toe spring hulle weg met leë batterye, en ek dink dis kom hulle op die eerste stryd en op die tweede stryd, wel, op die hele eerste lap, is, noem maar sitting ducks was. Okay, dalk nou nie Max soveel nie, maar ja. Dis ook maar seker 'n learning curve, want jy is tempted om jou tyres warm te kry, nou kan jy, want jy het battery, en dan gaan staan jy op die grid, en dan is die battery leeg, en dan wat doen jy nou? Dit klink maar baie soos die eerste Wittenbrug. Maar in elk geval, Hoekom sê jy die eerste? Hoe meen jy die eerste? Hoeveel is daar? want sommige mense het sommer 4. Hey, ja. Maar as jy Flavio Pretorius. So die ding is, boys, ek dink Red Bull het nog 'n bietjie werk moet doen, maar ek dink hulle is op die regte plek. Hulle lyk in 'n baie beter spasie. Ek wil dit opwek en oorskakel. Ja? Nee, ek wil net gesê, ek sien baie uit om vir Red Bull in die volgende reis te sien, en ons sal nou by Superbrew uitkom, 'n bietjie name noem en so aan. Maar, ja, ek het uit die aard van die saak toe Oscar sy hamstring pull, toe het ek net daar en dan my Superbrew early brew punte opgegee, want toe besef ek nie, nou is ek 'n guaranteed, jy weet hoeveel punte nou al agter. Jy meen toe Oscar sy blade uitdak. Ja, so bly. Toe op Valentynsdag. Mooi Maar, maar wat ek nou wil sê is dat ja, nou dink ek net aan 'n pistool, 'n bullet vir my Valentine. Anyway. Nee. Presies jou vark. Jy het hom nou jou gegooi. Ek is terug, ek het hom teruggekry en opgetel. Nee, wat ek wil sê is my predictions vir Red Bull dink ek gaan sterker like going forward, want wat Max kon regkry, okay, ons weet hy's Max, maar net suiwer gebaseer op Hadjar. Ja, hy het 2 plekke verloor in sy eerste lap, want sy battery was leeg, cool. Maar I agree, die Saterdag was sterk, quali was baie goed. En dis nie net 'n second driver nie, hy is baie minder ervare
as wat Pierre Gasly was, wat 'n kans gekry het, Alex Albon was toe hy sy kans gekry het, obviously Checo, baie minder ervare as Checo, en hy is minder ervare, hy is nie minder ervare as Liam Lawson nie, maar hy is ook minder ervare as Yuki Tsunoda, dink ek, voordat hy sy beurt gekry het. So vir so in my oë rookie, om in die tweede seat van daai Red Bull dit te kon regkry, dan moet ons erken dat die Red Bull is heel wat beter as laas jaar, en is deel van die, kom ons noem het top 3, kom ons gee McLaren en top 4 spanne hierdie jaar. Seker. Ek dink op die einde van die dag, die ouens vir dit opbak is Racing Bull. Albert Limblad, wat 'n uitstekende die naweek gehad het. En ons almal het dit gedaan. En nie kom hy elke keer en hy draai goed. Okay. Hy's brilliant en hy was P3 en wow, en weet jy wat? Die Racing Bull lyk nie mooi nie, hy ry ook mooi. Ja. Maar Eddie, jy het 2 weke terug toe jy gesê, maar daai Lindblad het 'n baie stywe leer om te klim, of leerskool om te klim, om hierdie karre te oorkom en alles en ek moet sê, en ek het saam met jou gestem, so ek gaan nie sê, jy het dit alleen nie, jy het nie die woorde gesê, maar ek het dit definitief beam, en hy het ons al twee, ek wil amper sê 'n vinger gewys, en hy het 'n fantastiese naweek gehad. Hy het baie duidelik al, en ek dink, dit is die groot ding van Racing Bull wat brilliant is dat is dat hulle die gebruik gemaak van die goeie Ford engine wat daar is. En hulle het twee goeie, een goeie draaier. Ek weet Liam Lawson is nog steeds nie vir my convincing nie. Jy weet, ek dink, ek het baie vraagtekens vir hom. En is Yuki nog iewers in die sê mens nou vleels, in die sygordyne? Hy is reserve driver, ja. So as hulle by Red Bull. By Red Bull spesifiek, maar hy is frik. Ek weet nie, Lawson convince my nie. Lawson is nie die tipe ou, Lawson is nie die ou wat gaan ry en dis my grief met hierdie span, is dat hoekom word daar nie geïnvesteer in hulle waar hulle 'n goeie motor het, net soos Red Bull, en dan op dat jy die ouens 'n goeie gelyke pylvlak kan gee om te kan kompeteer met kompetisie voort, wat hopelik kan Racing Bulls hierdie tempo behou wat hulle nou begin het. Maar ek sal graag vir Lindblad daar wil sien. Jy weet, ek sal graag wil hê Lawson moet uit, verstaan jy? Ek sal graag wil hê 'n ander driver moet daar aangesit word. Maar weer eens, ek dink Skus, wat ek gewoon net noem van Lindblad is die ou het nie net, ek bedoel, hy het gebattle teen Max Verstappen en teen Lewis Hamilton. Hy het dit nie maklik laat lyk soos meeste ouens doen nie. Dis vir my eintlik al jammer, hy het 'n P8 geëindig, want ek dink hy het beter verdien. Dis net moeilik om te sê, jy weet, wie se posisie vat jy nou af na hierdie naweek. Maar, again, om dit te vergelyk met Lawson, wat al in 'n Red Bull gesit het en, jy weet, bietjie meer ervaring het, die oukie het nou nogals, hy het, ek dink, in sommer 'n klomp ouens homself op die radar gaan sit, en ek stem saam, hoekom vashou 'n ou soos Lawson, as jy 'n ou soos Yuki het, wat homself al oor en oor bewys het in 'n Racing Bull, let's be honest. Ek dink, ek sal vir Yuki wil sien, saam met Lindblad in die Racing Bulls. Presies.
En ek dink dit is vir my nogal belangrik, want Lindblad is die 70ste driver in F1 history wat points score op sy F1 debut. Ja, So dit Ja, is nog wel 'n Was groot landmark. Het jy gesê 70ste? Die 70ste, ja. Okay. Oor al hierdie Ja. jare. Oor al die jare. Okay. Ouens, ons moet uitkom by ons Superbrew en ons goeders. 'n vinnige mention, Ollie Beeman, briljant, oor die naweek vir Ja. my en vir my drivers of the weekend vir Haas. En dan, I called it. Audi ja, het punte gescoor met Bortoleto. Okay. Dis jammer, Hulkenberg het jy weet, dis is 'n tipiese Caravelle engines wat jy gekry het destyds in 'n kombi. Is net, as jy te vroeg petrol trap, dan vlad jy hom. Verstaan jy? Niemand het hom geleer dat jy kan nie 'n Volkswagen se engine vlad nie. Die carburetor wil net nie saamwerk dan. En toe by einde van die dag toe paak hulle sy e-tron op die kant. Verstaan jy? So brilliant deur Bortoleto vir my. Brilliant deur Audi. ja, By verre, as ek iewers op die TV gehoor het, by verre die hardste kar op daai grid. Hoe die hel hulle dit reg gekry het. En dis 'n shocker, nee, vir my in die oogpunt om te weet dat hulle het iets reg gekry wat Honda nie kan reg kry. En hulle ja, is newbies. dit is 'n baie So, goeie punt. Ja. En so ja, Ja, ek sal sê Audi was 'n wenner die naweek net vir die feit dat hulle in hulle debut Grand Prix punte gescoor het. Hoe ons kan dit sê? ja, Ek bedoel, ja, as hulle niks punte gescoor het nie, soos almal gesê het, shame, ja, gee vir hulle kans, hulle is nie en als. Maar die feit dat hulle punte huise gebring het, is dit wys dat hulle hoor daar. Jy weet, daar spanne wat die hele seisoen ry en nie punte kry nie. So, Absoluut. maar dan Audi, ja. ja. Net vinnige mentions, boys. Alpine, Pierre Gasly het sy hard uitgery. Great. Kolle punte, boys. Ja, hy het stel met te leer. Okay, sure, hy het 'n super close shave gehad op die start. Jo, Hy het gedodge. Hy Hy is bang vir gereageer. Flavia, dis maar al. Hy is maar net so Ja, bietjie bang vir Flavia. hy het hom gedodge soos wat Soos Rian 5 ligte dodge. Soos Rian 5 ligte Ja. recordings dodge. ja. Die ou gaan sommer Chicago uit. Vreeslik dramaties. Sorry ouens, ek kan nie recordings in Chicago. Ja. Meantime kampioen. Ons die webcam in Chicago nie. Meantime by sy live 360 hy sit by Ceres en kamp. Maar Jongens, Maar- Jongensfontein. Jongensfontein. Maar dit net gou laaste ding. Ek meen, Cadillac, great, het 'n reis klaar gemaak. Hulle het op aan te leer. Aston Martin sit met sy issues. It's not going to solve itself in a week. Williams, boys. Oh my goodness. Yes, ek stel hier getel. Hulle lyk Nou is sê goed, James Vels in die nuus, dis nie moeilik om die kar reg te kry nie. Doen dit. Verstaan jy? Ek wil net sê, ja, is die moeilik was hy, hoekom is hy nie reg nie? Verstaan? Ja, ek weet nie daai kar, ek weet nie daai En kar. Carlos, en weet jy wat's erg nie? Ek het 'n interview van Carlos gesien. Hulle het hom gevra, wie gaan world champion wees? Hy het gesê 2 names. O, ja. George Russell of Max Verstappen. Toe vra ou Tom vir hom, can I ask you why? No. Ja. Hoekom het hy homself nie gedoen nie? Was dit nie die punt
hoekom, was dit nie die punt hoekom Carlos met Williams geteken het, dat hulle 2025 vat, en glo in die droom, en 2026 meer competitive kan wees nie. Ja. My verwagting van Carlos en Williams was podium van die begin af. Want dis hoe James wel gepraat het. As jy drivers soos Carlos Sainz trek, dan praat jy so, jy verkoop het so, jy verkoop die droom, jy sit dit in praktyk, jy het dit reg gekry in 2025 2 keer. Nou imagine 2026 waar ons ander resources het, ons is beter voorbereid. Nou freaking kan hulle nie eens die eerste test maak nie. Die kar is oorgewig. Ek meen, if obesity was a sickness, verstaan jy? Hy het nog steeds nie die hele seisoen gekwalify nie. Hy het nog nie een quali gehad. Ja. Hy het nie nog 'n orgaan om te verloor, verstaan jy? So ek meen, dit is vir my nog steeds 'n anomaly. So ek verstaan nie hoe gaan Williams daarin reg kry daar. Ek meen, hulle sit met 'n baie goeie engine agter in daai kar. Okay, miskien moet hulle net begin deur betyds te wees en voorbereid te wees. Honestly, again, pre-season testing en nie voorbereid vir quali nie, reliability issues, mens gaan sweer hulle ry met Ford engines. Ja. Wat u sê hulle, planning prevents piss poor performance, nee. Ja. So, Ek verstaan nie, hoekom is die kar so zwaar? Haal die frontwing af. Haal die piston uit. Los die batterie. haal die battery uit. Ja. Embarrassing is dat Duracell hulle sponsor en hulle in die age waar batterye so big deal is hulle te swaar en is hulle die baie ek sal my logo afhaal as ek Duracell is. As ek Duracell was, sou ek vir Williams betaal het om my Everready logo op die kar te sit. Ja, Net om die competisie onder die bus te gooi. Ja. verstaan jy? Maar ja, ek hoop China is beter vir hulle. Daar's iets wat ek wel wil sê, Drive to Survive, die episode wat gegaan het oor Williams, wat Williams gecover het, was, ek dink my gunsteling episode, daar was baie inside information wat deurgekom het, daai span, jy weet die motivering wat hulle gehad het, en die sukses wat hulle laas jaar behaal het, was baie inspirerend, en dit was vir my jammer om 2 dae voor die reis daai episode te kyk, en dan die races te kyk en te sien, maar waar is al daai momentum wat laas jaar opgebou is? Ja, ek weet, dis nuwe reëls en alles, maar dis dieselfde span mense, hulle het ook basically, ek wil James Wells het nou die dag eers oorgevat, Carlos het laas jaar eers daar begin ry. So, ek wens ons kan sê, dit was 'n anomaly, jy weet die eerste reis, en hiervan dan is hulle in die punte, maar dan kyk ons na pre-season testing weer, wat hulle nie daar was nie, hulle was nie voorbereid nie, en dan kan jy nie help om, elke race tel, elke quali session tel, elke pre-season testing tel, hoe ernstig is jy? En onthou, boys, ons het gesê, ja, okay, maar miskien is James baie slim, miskien het hy 'n bietjie ekstra tyd in die windtunnels gevat, of whatever the case is, en op die einde van die dag, nee, daar's issues. Maar Ras, dis is Newey wat 'n interview saam met Honda se CEO doen daarso vir hulle motorsport director en sê die volle blame Honda, verstaan jy? En jy weet, dis is yes boys, dis ons sê span. Jy weet, kom ons werk saam met 'n solution. Ja. En ek dink jy weet weer eens ek sit James Wells en Adrian Newey in dieselfde klas op die oomblik van disappointment. Jy weet, in terme van overpromise en underdeliver. Jy het nou die Aston Martin deur oopgemaak. Kan ons ingaan? Ons kan ingaan. Dit hang af of jy kan vibreer. Dit hang af of jy die vibrasie kan hanteer en nie jou vingers seer maak nie. Moenie daai hand seer maak van jou nie. Ek kon net gaan my kop in die deur indruk en net daar dan loer. Nou
eerstens, ek hoor daar's 'n roemer van 100 wat dalk Aston Martin toe gaan, het julle so iets gehoor? Daar's nou al roemers dat hy Ferrari toe gaan, en daar's roemers dat hy Alpine toe sou gegaan het, en nou die nuutste een wat ek gesien het, is nou van Aston Martin. Wat maak julle daarvan? Ek Ek weet nie. Sy sit al op die Ek weet nie of plaas. wat gaan gebeur nie. Okay, en dan Aston Martin, Adrian Newey. Ons het nou 'n reis gesien met al sy free practice sessions, met quali, al hierdie dinge. Hoeveel van julle het wees eerlik, voordat julle picks verander het, wie het vir Fernando Alonso in die top 10 gehad? Nee. Ek voel ons moet net iets sê. Ou wat die was nie testing eens 'n gekyk het oorweging nie, het hom in die top 10 gegaan. Weer eens, ek dink die probleem vir my daar is how could you miscalculate something like that? Ek weet hulle sê hulle het nou 'n nuwe windtunnel en die hele nuwe facilities en alles, maar ek bedoel, hoekom jy's van 2019 af saam met Honda begin werk. Hoekom force julle om weer 'n zero slim engine te design soos by McLaren in 2015 toe Honda weer aan boord gekom het? En nou jaag jy sulke rubbish aan, verstaan jy? Ek bedoel, het die Kaapse lug by C-punt so erg vir Adrian Newey se brein geaffekteer? Het julle gesien hoe ernstig was Newey se, noem maar dan accusations of allegations van hierdie, kyk, okay, so ons weet Honda het 'n engine gemaak wat te veel vibreer, en ons weet die ding vibreer, spieltjies en whatever wat die naweek gebreek het, en apparently dan in die steering column ook. Nou het julle gesien by die press conference het Adrian Newey iets gesê van Lance en Fernando kan net, hulle moet nie eintlik meer as 25 laps gery het nie, om permanent nerve damage te probeer vermy. Dis hektiek, hè? Verstaan jy? Maar verstaan jy, ek bedoel, hierdie gaan dit baie erg klink, nee. Maar as ons praat van steering columns, in 1994 was hy die designer van die Williams waar Senna dood is. Ja. Daai was 'n case wat direk gelink is na steering column, wat toe op die latere stadium verkeerd bewys. So, jy weet, dit is vir my amazing dat dat hy daai gedeelte van die motor nie reg ontwerp nie, want surely you would have learned your lesson. En tweede is, okay, sure, kom ons lê dan bietjie blame aan Honda se kant ook. Ja, kom nou boys man, dis nie die eerste hybrid engine wat julle maak nie. Julle het freaking die top hybrid engine gehad vir jare. Al wat verander het nou is die MGUK is weg, H is weg. So nou het jy die battery en die turbo wat nog steeds daar is. Ek meen, what happened? Verstaan jy? Ek meen, het hulle Civic RS engine aangesit en nou weer die tappets klap die hele tyd, so, verstaan jy? Ja, jy vra 'n goeie vraag, van nou was al in die verlede wat hulle gepraat het oor Honda, wat gewoonlik as hulle so van 'n span verwissel, dan is daar maar 'n interessante ding, maar ek wil nie lelik wees nie, en dan as jy nou gaan kyk na, hulle was fenomenaal gewees by Red Bull. Hulle kom met 'n ontsaglike goeie seisoen by Red Bull uit. Laat ek sou gaan vaar het, dat jy weet, hulle het ervaring nou wat hulle kan oordra wat dit aanbetref. So die engine moet min of meer sekerlik in 'n standaard gewees het. So dis nou wat ek sou aanvaar, want ek bedoel, hulle was, dis nie asof hulle soos Renault byvoorbeeld uitgegaan het en hulle is vir 'n klompie jare terug, hulle is vir 'n klompie jare uit en nou kom hulle terug nie. En nou is dit alles weer vreemd en ons moet ons eers al die toutjies optel nie. Dus hulle is letterlik van die een konstrukteur na die volgende een toe oorbeweeg. En ek wil nie dink, dit kan so moeilik wees om net van konstrukteur te verwissel nie. Maar nou is die mens weer eens 100 laat begin met die engine. Hoekom? Ja.
Verstaan Dis 'n goeie vraag. Daar's baie daar wat nie sin maak. Ek het gou 'n vraag vir julle, né? Kom ons is eerlik, Adrian Newey hy het nie net sy hande vol met hierdie issues in die design van hierdie kar en die pressure dat hulle 'n baie slegte season start het, nie? Maar hy is ook onder pressure want hy is team principal en ek dink nie hy wil team principal. Hy is nie 'n team principal nie. Nou Christian Horner weet om te hanteer, noem dit 'n Red Bull reunion as jy sou wou. Dink julle nie as Christian Horner onmiddellik daar instap, dat baie van daai pressure gaan onmiddellik gelig word en Adrian gaan die comfort voel van iemand wat hy ken wat by die stuur van die skip is. Ek bedoel, Lawrence Stroll surely is ook onder pressure om 'n dedicated team principal te bring. Dis eintlik unprecedented. We'd love to see that, won't we? Imagine, en hier is my vraag, indien Christian Horner Aston Martin toe gaan, wat dink julle gaan gebeur by Aston Martin? Daar gaan 'n groot beklei word oor een of ander iemand se seentjie wat daar rondry. Ek sien dit is die groot ding. Is dat Lance Dis ook weer daar ry nie hulle op hierdie stadium dis fair. Twee reises. Ek sien nie Honda improve tot en met ons die 2 gebomde tracks mis en dan by Miami kom. Miami uitkom, ja. So, verstaan jy? So kan hulle deur die pad al misry, hop, ek weet nie. Hulle is dalk die enigste span wat hierdie potholes gaan voel nie. Want hulle is so gewoond aan. Ja. Nou moet ek moet nou weer teruggaan na Drive to Survive toe, daai episode van Christian Horner, ten spyte dat hy obviously vir hulle gesê het, hy stel nie belang om deel te wees van die show, as hulle dit nie streng by die sport hou nie. Ek is seker daar was so van 'n agreement geteken. Maar anyway, ek bedoel die ou was taamlik, die wind was uit sy seile uit, het skielik gekom, iemand wou hom daar weg hê, maar hy is ook klaar met die sport nie, en hy het nog honger, en ek dink, weet jy wat dink ek? Ek dink hy het 'n groot reset gevat. Dis die eerste keer wat hy regtig weg is, en kom ons is eerlik, Red Bull het die hele span omgedraai nadat hy weg is laas jaar. Dit kan ook nie vir hom lekker wees nie, en hy moes introspeksie gedoen het, vandat hy weg is tot nou toe nog steeds, en ek dink, die ou is nog nie klaar met die sport nie, en as hy terugkom, dink ek gaan hy dinge anders te doen, of hy gaan 'n refreshed approach hê, soos wat hy toe hy jonger was dalk, I don't know, miskien het hy bietjie comfortable geraak, daar met sy aandele by Red Bull en als. So, again, ek wil nie hê met Alpine toe gaan, ek weer daar sprake van, jy weet, aandeelhouding en goeders. Ek dink jy gaan inpas by Ferrari nie. Ek weet nie, ek het nou nog nie baie van die ander goedes oorweeg nie, maar Aston Martin maak vir my sin. Dit sal cool wees, en nou is ek klaar met die rumor, ek wou maar net dit al so sê het. Ek dink dit is 'n goeie adres. Ek dink op die einde van die dag, ek dink ons kan daar praat. Ek meen dit is nie van 'n kom nie. En is die leefstijl. Dan ouens Superbrew. Ek het nog eens my Superbrew check. Ek wil net vra. Ja, Okay, hier is die groot, die early brew punt was 'n big deal vir my die naweek op Superbrew, want na quali en met Oscar wat toe nou Formation Lab uit is, en Carlos, nie dat dit 'n invloed gehad het nie, maar yes, ek het op 'n punt gekom wat ek gesien het, ek het al klaar guarantee 2 punte verloor, en met, so ek het my early brew punte nou opgegee net voor die reis, vir my dit uitgewerk, ek sou baie sleg gedoen het sonder dit, maar nou sien ek byvoorbeeld ene meneer
Phyllis Stein, het baie goed gedoen. Hy het dit spot aangekol en hy het sy early brew punt gehou. Dis is waar ek my hoed wil afhaal vir hom, vir 'n ou wat 'n uitgesproke Max/Red Bull fan is met volstasies wat die nasie pomp, het hy baie bold sy geld op Mercedes geplaas. My design. Daar's weer 'n shot. Daar's weer 'n shot. Astron my nou. Dan het julle 'n bietjie gekyk na julle ek voel julle moet julle superbroer verdedig. Ek is op 10 punte. Okay. Ja, ek en jy lê saam uit daar. Hoe voel julle daaroor? Ek dink ek het Bortoleto reg gekol. Ek sou Agile reg gekry. Maar obviously nie. Laat het ek gekol op 8ste. 1.5 punte en Bortoleto op 9 en 1.5 punte en ek het Beerman ook gekol en ek het Gasly ingehaal op my early brew en te verander ek het. En Gasly was 10de. Hoe sou jy gedoen het as jy nie 'n pix verander het nie? Wat jy op piks afhaal? Ek sou miskien 1 punt ekstra gekry het. Ek sou myne jou waarskynlik anders gedoen het as ek wel verander het. Want ek het nie verander aan myne nie, obviously nie. Maar ek bedoel, wacht, wat is myne? Ja, ek sien nou. Ja, ek het dan met 2 early brew punte gevat. Ek bedoel, die early brew punte, it's a real thing. Want kom ons wees eerlik, jy het regtig al 3 eerste posisies reg. Ja. Jy sê dit self as 'n basis. Wat kan ek sê, meneer Stein is my inspirasie. Maar Phyllis het dit reg gekry, uit Hassel reg gekry. En hy het 'n early brew punt gekry. Yes. Phyllis is dit. Twee van my. Ek dink as ons Chinese preview doen, dan kry ons hom in vir 'n spesiale superbrew insetsel, dat hy net sy AI engine met ons share. Deel hoe hy so voorspelbaar kan wees. Wat is jou AI prompt? Ja, want as ek kyk my 3 wat nou nie wat uitgeval het, wat drie bestuurders wat uitgeval het. Die een is Oscar, wat obviously nou voor die tyd. My tweede een is Nico Hulkenberg. Hy is uit. Terwyl hy op die grid gestaan het. So 2 van my ouens uit nog voor die freaking reis begin. En dan het ek vir Agile ook gehad. Ja. Ek het ook vir Hulk op 10de gehad, dink ek, as ek dit mis het, toe moet ek skuif. Ja, so. Maar okay, volgende week is 'n nuwe geleentheid. Ek het nou net my backup, my baseline ingesit net vir in geval ek vergeet. En dan sal ons maar kyk hoe lyk die vir die practice sessions en dan sal ons dit maar weer bespreek met ons preview. Dis reg. Maar manne, dankie vir die online conversation. Hou die brews bo. En dan het Rassie se battery se pas uitgehardloop van sy huis. En daar sing sy hele Google House situasie daar. Maar ons sien julle by die preview. My internet konneksie. Essential. So sien jy by die preview vir verstaan jy, om die Jack right? Ons is super excited daaroor. Dit gaan 'n baie ander fokus op energie bereik. Al die reëls dit sal en is 'n meer natural track. Kom ons kyk voor. Boys, dankie. Ons sien julle volgende keer.